ek op die preekstoel en ek vergeet my preek wat God in die binnekamer gegee het. As ek moet preek die oggend in Beaconsfield in my gemeente en iemand kom stap in en ek kan maar sy naam noem want hy ken dit. Ek is baie lief vir hom. Ek was soepet om so sleg van hom te praat. Ek vra sommer weer om verskoning. Hansie Smit, en ek hoop jy kyk, 'n pragtige ou. Step Over the Line Ministries. Pragtige pastoor. Maar ek was 'n jong verwaande pastoortjie en ek het gedink ek het gearriveer en hy's al lank in die tand. En as hulle inkom stap by my, die wat by hom nou seer gekry het, Kwansys, wat nooit seer gekry het, die man. Hulle is net vir hulle eie ek. En 5 minute voor my preek sê hulle iets oor Hansie Smit. Hansie, sorry ek bespreek jou, maar as 'n top ou, julle kan maar na hom toe gaan. Maar hoor gou, dan vlieg ek op die preekstoel en ek vergeet my preek wat God in die binnekamer gegee het en ek is vol Hansie Smit en ek gaan net oor hom te kere. Tot ek eendag voor 'n gehoor gestaan het, Isak Burger was ook daar almal en die mic gevat het. Dink amper 3000 mense was daar. En gesê het, ek is jammer Hansie, dat ek my mond altyd oor jou vol het. Hou op, konsentreer op iemand en konsentreer op Jesus. Amen. Ek praat nie van Toko Makwanzane, wat nou die kerk wil toemaak nie. Jy moet haar naam noem, jy moet haar openbaar, jy moet vir mense sê, hoor hier. Maar as jy 'n podcast het, om alle valse pastore uithaal, ek kyk nie daai gemors van sulke mense nie. Ek maak nie my lewe vol, want ek sê nou vir jou, ek kan elkeen van julle hier vat. En ek sal 'n uur negatief oor jou kan praat. En so sal julle oor my 6 ure negatief kan praat. Ons almal kan mekaar afbreek. Verstaan? Nou dink ek vanoggend, die ou wat die podcast het om die valse pastore uit te haal, hy is in elk geval valser as die ander, self. Volgende Woensdag moet hy nou 'n podcast hê. En hy het nou nie 'n valse pastoor nie, so hy moet iemand fabriseer. Hy moet iemand maak. Nou hier is so baie goed wat ek nou wil oor praat. So vergewe my net, ons kom nou terug na jou toe. Ek wil net so oor 'n paar goed praat. En ek wil net sê, mense, maak seker, moenie soos ek my eerste 2 jaar in my bediening lope afbreek nie. Hoor my mooi, jy kan nie oor abortus stil bly nie, jy moet dit aanspreek. Jy kan nie oor drank stil bly nie, jy moet dit aanspreek. Jy moet vrymeselaarry aanspreek, maar jy kan nie elke dag op jou Facebook vir 365 dae net oor vrymeselaarry praat nie. Julle hoor wat ek sê. En dan as daar 'n pastoor opslip, en hy's in jou omgewing, en hy jaag regtig strooi, en kom ons sê, dis 'n pastoor en jy het bewyse, hy kuier by minderjarige kinders, dan moet jy dit aanspreek. En jy moet dit openbaar, as jy bewyse het. Maar hoor stories oor pastore en profete en almal, hou jou mond as jy nie weet nie. Ek het gelike, dat ek maar my sondes vertel, om te sê, Benny Hinn, vra $30,000, as jy saam met hom op die verhoog wil sit. Dat hier so 'n storie bestaan nie. Ek het dit gehoor, 'n sitkamer storie, en ek het dit verder gedryf. En ek het vir Benny Hinn sleg gemaak. En wie sê nie miskien, 'n sondaar het voor die TV gesit, en hy wou na Benny Hinn kyk, en hy het Roy se woorde gehoor, Benny Hinn is vals, en hy het oorgeskakel, en die week daarna gesterf, en nooit tot redding gekom het. Pas op wat ons sê. En dit is wat ek wil afsluit met. Hier in die nuus is die laaste tyd nou verskriklik van hierdie mega pastoor, wat geskei is en dit. Ek kan ook foute gaan uithaal. Ek kan vir jou in 'n halfuur klomp foute uithaal, en hy sal by my 60 foute uithaal. Maar hoor gou mooi, nou sien ek een ou wat baie prominent is, klim op, en hy noem die pastoor se naam, en hy sê, hy's 'n aap. En ek dink by myself, wat doen jy? Hier was 'n student by ons.
Wat oor hy selfde pastoor het ek hom gewaarsku, nie 1 maal nie 10 maal nie, meer male gesê, hou op saam met die joernalis van 'n rapport loop en hierdie pastoor probeer afbreek. Hierdie pastoor het miskien 'n fout gehad met 'n egskeiding en hy het dit probeer interne oplos. As Stefan 'n fout gehad het in my bediening, hardloop ek mos nie sosiale media toe en ek vertel vir almal, ek gaan nou vir Stefan uitsort. Is ons reg? Ons sorteer dit mos by onsself uit. Nou kom 'n storie in die koerant, die pastoor het geskei. Dis nie my en jou besigheid nie. Ek en my vrou wil 12 keer al geskei het. Ek bly liewerster daar uit, want dit gaan nou verskriklik lekker met my en my blommetjie. Of my kaktusplantjie. En daarom, ek gaan nie sulke uitsprake maak nie. Want môre, daar staan ons in die skeihof, oor wat ek saai maai ek. Hoor gou mense. En die ou wat hier was, wat sy mond so vol was, hy het na 'n ander land toe gegaan vir sendingwerk, en ek het gesê, ek stuur jou nie uit nie. Ek bless jou nie. En jy moet vrykom oor hierdie, wat jy 'n manie het, jy's nie meer oor Jesus nie, jy's net oor hierdie pastoor. En hy het homself gaan ophang in hierdie ander land. Ek het dikwels gesien, as jou mond vol is van ander, my mond was al baie vol van ander. Ek het by myself die streep getrek. As ek sien hierdie ding bedreig die Christendom, en ek het bewyse, dan sal ek dit openbaar. Verder bly ek by dit weg. Dit het niks met my te doen nie. Kyk hierdie mense wat byvoorbeeld sê, ons slaan nie mense. Hulle was reg, 2016 het ek jou geklap. Verstaan? Maar ons loop 'n klapie net hierdie. Maar die feit is, of rooi is dit slawe. Hulle is seker reg. Hulle moet miskien net kom 'n week saam kom kuier. En dan sien iemand moet die slawe kos gee. Hulle moet miskien saam kom kuier en ons miskien ons bankboeke oopmaak en sien dat uit die 40 slawe uit 35 nie betaal nie. Niks op julle nie, hoor. Julle hoef niks sleg te voel nie. Ek wil mense adresseer daar buite. Verstaan julle? Wat kyk jy nou so terug? Wat kyk Jandro agtertoe? Ja, hy dink ek praat met iemand daar. Okay, Jandro is maar so. Okay, hoor gou mooi. Mense, kom ek en jy, pas op wat ons sê. Maar nou moet ons by die punt kom. Hierso. Kyk toe ek en jy opsit. Ons advertensie. Okay. Ons stuur want ons wil mense lok. En wanneer hierdie podcast uitkom, is ons 'n podcast. Dan gaan ons dit beslis mos nou adverteer en dit gaan Mense het gedink ons gaan letterlik beklei. Ewen Fred se vriend vra vir Fred gedink ek en jy gaan vuislaan. En daar's mense wat gesê het dat jy sal verloor. Nee, hulle het gesê ek gaan wen. Maar okay, kom ons los dit nou daar. Kom ons kom 'n bietjie by 'n ander ding. Die nagmaal. Stefan, en ek sê dit nou vir jou, nou kap ek jou, maar ek is baie skuldig al en baie mense is hier skuldig. Jy doen baie meer as wat baie doen. Daar's mense wat sonde doen en dit vir hulle self doen. En dan doen hulle daai sonde oor en oor en oor omdat hulle nooit bely nie en oopkom met dit nie. Weet julle wat? En nou gaan julle van julle vrek skrik. 33 jaar terug. Ek is iemand wat regtig, die Here het my vrygemaak. Ek sukkel nie met welis nie. En ek challenge nie die duiwel of iets nie, dat ek nou wil, die Here is vir my goed, dat ek nooit porn wil kyk nie, want dis 'n lelike verslawendheid, en ek sal nie sommer, nie sommer nie, ek sal nie vroumense kyk met ander gedaan. In daardie gebied is ek nou weer goed. Partykeer as ek rugby kyk, en die bier loop so oor op 'n Saterdagmiddag wat dit nou baie warm is, op die TV, dan smaak het ek hier die TV op. So, ons almal het maar ons challenges. Maar weet julle, kan ek vir julle gou sê, hoekom het ek, glo ek, by welis, heel oorwinning gekry. Ek is 'n maand bekeer. Ek werk met 'n vrou, 'n baie pragtige vrou, alleen in 'n kantoor. Deur is toe.
Ek wou nou of ek nie nou moet sê vervolg nie, dan gaan die mense besluit volgende week kyk. Maar okay, en ek werk met hierdie vrou alleen, point 1, fout. Jy kry nie vir jou 'n prayer partner van 'n ander geslag nie. En jy sny jou vrou en jou man uit nie. Daar's te veel sulke huwelike al gebeur, en ek hoor daai huwelike aan die ander kant is alweer uit mekaar uit van daai prayer partners. Ja, 'n statement, want dit gaan van 'n prayer partner na 'n pair partner toe. Dis jy stel hom reg. Ek bedoel, jy het al oorgekom dat pastoor se seun by jou, kom ons sê nou maar by jou gulkuier. En weet jy wat? Ek wil sê hy pastoor se skuld nie. Dis daai ouetjie se skuld. Maar wie jou seer moet jy in 'n kerk kry? As jy 'n pastoor daar is, hierdie swaaltjie geniet vir ons. Los die swaaltjie rustig. Dat hy maar aangaan hier. Hy kan so af en toe sy opwagting hier deur die TV maak. Okay. Sê vir my, een ding moet ek ook gou bylas voordat ek hier aangaan met my storie en dan gaan ons afsluit. Hoekom mense ook val, tweede en derde keer? Hulle deel nie met die wortels ordentlik nie. Sê gou iets. Ek het net daarbo gesit en jy het my gevra, ons het gepraat of ek vry is. Dit ek myself gewonder of ek regtig vry is van alles af. Ek moes gaan regtig diep onder. Nou nie, tyd terug, maar jou woorde was, toe ek sê 2016, toe praat ons oor 'n geval, toe sê ek, was jy toe al vry, toe sê, is ek regtig nou al vry? Korrek, dis korrek. En ek dink 'n ou is baie keer geneig om dinge vir jouself te hou of dinge binne in jou te hou wat gebeur het, want ek het daardie onvergewingsgesindheid nie daarmee gedeel nie. En ek dink dit was 'n wortel wat geskiet het toe. Want onthou, daar waar jy geplant is, op die einde van die dag, dit is die vrug wat jy gaan dra. Wanneer jy by Christus geplant is, sal jy sy vrugte dra. Maar wanneer jy by onvergewingsgesindheid geplant is, gaan jy daai vrug skiet. En dis waar die sonde begin het. So, gaan sit in jou binnekamer en deel. En kry iemand, Jakobus die laaste hoofstuk sê, bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Nou wil ek net hierdie storie vertel. 2 kantore van my vrou af, in die polisie, ek was nog in die dragsquad. Ek is 'n maand gered, ek weet nie hoe werk duiweluitdrywing nie, pas op as jy goed nie weet nie, en alleen sit met 'n ander geslag. En ek sit ver van hierdie vrou af. Die volgende oomblik vat 'n mag my oor. Hoor gou mooi mense, nie net 'n welis mag, of ek voel net, ek wil aanlê by hierdie vrou nie. Ek voel duidelik, ek gaan hierdie vrou verkrag. Ek hou nie my goed terug nie mense, jy wat wil gaan skinder oor my, 33 jaar terug gebeur, gaan skinder. Ek gaan hemel toe. Ek is op pad hemel toe. En ek voel by myself, ek gaan hierdie vrou verkrag. Dis nie eers, ek gaan 'n date maak, ons gaan mekaar môre aand skelm sien, ek gaan hierdie vrou verkrag. Ek kan vir julle sê, ek het een keer in my lewe gevoel, hoe 'n verkragter voel. En dis baie gevaarlik. Hy gaan vir die daad. Dadelik. Ek was 'n polisieman. In 'n polisiekantoor sit ek. En ek staan op. Dank God dat ek al aan Jesus behoort het. En die helfte van my hart roep uit, ek moet gehelp word. Die helfte sê verkrag. Daarom moet ons hart, sy oë deurkruis die aarde en soek die harte wat onverdeeld op hom gerig is. Nie oor die ou wat vanoggend wou getuig nie, maar as jy nog nie wil getuig nie, is jy nie vry nie. En dan moet jy nou by 'n punt kom wat jy vrykom. Niemand kan iemand hier vry kry nie. Niemand. Hier's mense wat deur die week met my gepraat het, hoe wil hulle gaan en saam gaan bly? Ja. Gaan man en gaan oreer, gaan mors. En gaan in die graf aan en dood. Dis wat ek net vir jou kan sê. Want as jy so arrogant is, vir my wat jou beraader is te sê, ek gaan en ek gaan oreer. Ek gaan God nie volg nie. Dis wat jy sê. Jesus moet een kant bly, ek gaan oreer. En dis nogal met 'n meisiekind wat al hier was en verskriklik hoogheilig is. Ek is so dik vir godsdiens. Mense wat met hulle koppe daarbo loop, hoe dien hulle die Here, maar hulle hart is ver van God af.
Maar hoor gou hier. En my hart roep uit. En ek loop verby die deur. En die helfte wat uitroep na God toe, gryp ek die deurhendel en ek ruk hom op. En ek skree, Stella! Jy's toe al kaptein, majoor, wat? Ja, maar jy was toe al offisier. En ek roep, ja, dikding, ja. Hoor wat sê, jy was 'n dikding, maar in die polisie. En hoor gou, die volgende oomblik roep ek uit, Stella! En toe Stella aankom, staan ek voor hierdie vrou. Sy sê, wat is dit? Ek sê, ek wil die vrou verkrag. Van daai dag af het ek oorwinning. So oorwinning, want die duiwel het gesien ek openbaring. As jy jou sondes binne in jou hou, en jy vertel nie jou vrou met wat jy suffer nie, en jy vertel nie vir ander wat jy mee suffer nie, gaan jy weer oortree. Jy moet oopkom en ooploop. Vandag, kyk, ek het baie foute, maar daar's een ding. Ek is nie met moedswillige sondes deur mekaar nie. Ek sê hierdie week vir mense wat my op podcast te bespreek. Ek lag so. Die een ou sê vir die ander ou. Vir die dominee. Terwyl hulle my bespreek en daarna oor valse profete praat, opwees is dit moes nou ek ook. Maar hulle bespreek my oor die val. Ons gaan die volgende ding hier, gaan ons 'n bietjie praat oor val. So, houd op. Hoekom val mense in kerke? Ons gaan daaroor praat. Is dit skrif? Is dit nie skrif nie? Maar, terwyl hulle ons bespreek, vir my bespreek, sê die een nogal vir die ander een. En ek dink hierdie ouetjie kan 'n baie goeie bediening hê. As hy sy hart met Jesus reg kry en binnekamerverhouding hê. Maar ongelukkig breek hy nou net af. En hy sê, eintlik is ons baie slap gees, sê. Slap agterin. Daai manne loop in Oekraïne rond en red mense en ek en jy sit te bespreek hulle hier. Hy het nogal 'n punt beet gehad. Hy bel my, of ek het hom laat bel, hy bel my, net om vir julle te sê wat volgende week gaan gebeur, as ons daaroor praat, weer so interview. Hy bel my en hy sê vir my, en ek verduidelik hom, Markus 9, raak jou soos 'n dooie toe Jesus die duiwel uitdryf. Johannes op Patmos het neergeval. Daniel kan op sy voete nie bly staan nie. Toe Salomo die tempel open, kan hulle nie op hulle voete staan nie, weens die heerlikheid van God. Sy pa sê die week vir my, ek hoor wat jy sê, Royes, maar is dit Bybels? Ek sê, hoor gou hier, en ek gee weer vir hom al die skrifte. Hy sê, ek hoor wat jy sê, maar is dit Bybels? Hoe help jy so mense reg? Ok, maar dit later. As dit voorheen in my lewe was, het ek hierdie mense bespreek en ek het hulle sleg gemaak. Maar wat sal dit van ons maak? Moet ek en jy nie maar ons oë op Jesus hou? En 'n bietjie oplag. Ek het die ouetjie jammer gekry, want ek sien hy gaan 'n seun raak, wat 'n baie goeie bediening gaan hê. So ek het liewerster vir hom begin bid, dat hy daar uitkom, en die liefde van Jesus ondervind. En liewerster mense wat dan vals is, gaan sien volgens Matteus 18, en hulle ophelp. Want Matteus 18 sê, jy gaan sien eers iemand, en daarna vat jy hom na die ouderlinge toe, en daarna na die gemeente toe. So jy hardloop nie podcast toe, en Facebook toe met iemand, voordat jy nie self, behalwe as jy geld kan kry. Behalwe as jy geld kan kry. My vrou kry nogal 'n goeie woord, terwyl ons vir hierdie ouetjie bid. Wie het jou as regter aangestel? Oor God se kinders, om te besluit. En weet jy, dit het my ook maar net weer aangeraak, want ek gaan ook baie keer maar oor die lyn. Wie het ek en jou as regter aangestel oor God se kinders? Kom ek en jy gaan tel hulle liewerster op.